ek is baie bly om hier te wees. Want vir my is dit altyd 'n voorreg om vir die Here te werk en in sy diens te staan. Kom ons sluit net gou die oë voordat ons verder gaan. Liewe Here Jesus, baie dankie vir elke kosbare siel van U wat vanoggend in die huis is. Here, seën ons in hierdie dag. Bring U boodskap deur ons. Help ons om te onthou wat ons vandag hier leer. Dat ons dit sal saamvat huis toe, sal uitdra na die wêreld daar buite, sodat U spoedig op die wolke kan verskyn. Dit is my gebed vanmôre in Jesus se kosbare naam. Amen. Kom ons sing hartlik saam van lied 195. Verlos, o hoe lieflik die boodskap. Ek is vanoggend baie opgewonde oor my verlossing. Ek hoop julle is ook. Beklee jou met Jesus Christus. Gedurende die Paasnaweek hoor ons, ek en Fanie, my man, baie verblydende nuus, sommer in 'n dubbeldosis.
Al twee ons seuns het besluit om hierdie jaar te trou. Fanie se seun, Stefan, trou in September. My oudste seun, Albert, trou in Desember. Net 2 maande uit mekaar uit. Nou ja, na al die opgewondenheid en die datums merk op die almanak en gesels en hoor wat se tipe onthaal gaan, watter bruid hê, is my eerste gedagte. Wat gaan ek aantrek? Want nou ja, dit is tog baie spesiale geleenthede en mens moet tog die regte uitrusting. Jy wil tog nie uitsteek of afsteek by iemand anders nie. Jy gaan tog immers in een geval gaan ek die bruidegom se ma wees, in 'n ander geval gaan ek die bruidegom se stiefma wees. En is gedurende my lang soektog, en julle, ek soek nog steeds, waar ek van winkel na winkel gaan om die regte klere te probeer kry, dat ek begin wonder oor klere. Klere drag gedurende die Bybelse tyd en hoe my Christelike klerekas dan moet uitsien. Om aan te trek is om gereed te maak vir iets. Het sy vir oorlog, feesvieringe, 'n afspraak vir koffie saam met 'n vriend of 'n vriendin, of sommer net om werk toe te gaan, maar jy moet nog steeds aantrek. Of vir die wat dalk huisvrouens is, net om gereed te maak vir die dag. Reg van die begin van die skepping af was bekleding belangrik. Kom ons lees saam in Genesis 3 vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Dit wys vir my dat God sy liefde teenoor hulle verklaar het om dit self vir hulle te maak en dit self vir hulle aan te trek. Later in die Bybel lees ons van die mooi veelkleurige kleed met lang moue wat Jakob vir Josef gemaak het. Kom ons lees dit saam in Genesis 37 vers 3. En Israel, of soos die ou vertaling sê Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Dit wys vir my ook, dis 'n liefdesverklaring, omdat hy die liefste vir Josef was. In al twee hierdie gevalle het die vaders, die Here en Jakob, self die klere vir die kinders aangetrek. En dit was baie spesiale klere, wat hulle self gemaak het. Jesus wil ons ook aantrek. Hy wil ons beklee met sy kleed van geregtigheid. Ons lees verder in die Bybel, dat Johannes die Doper se klere van kameelhaar gemaak was. Nou dit wys vir my, dat hy net homself wou bedek. Hy was glad nie bekommerd oor hoe hy gelyk het nie. Dit wys vir my, hy was nederig. Dit was vir hom belangriker om die boodskap van die lam oor te dra, as wat dit was oor sy klere en hoe hy lyk. Dan lees ek ook in die Bybelse tyd, as iemand berou gehad het, of diep bedroef was, het hulle 'n sak oor hulle kop, eerstens hulle klere geskeur, sak oor hulle kop getrek, en dan hulle as op hulle hoofde gegooi. So selfs 'n sak was deel van hulle klerekas. Dan sien ons ook dat die mense in die Bybelse tyd 'n onderkleed en 'n bokleed gedra het. Dis daardie boonste kleed wat die Here vir ons wil aantrek. Dit is wat ek bedoel as ek sê, beklee jou met Jesus Christus. Laat daai kleed van geregtigheid, laat hy dit self vir jou aantrek. Ek het gedink en gewonder hoe my klerekas lyk, my Christelike klerekas, en hoe ek sal aantrek. En toe het ek so gemaak. Aan die begin van die week, Maandag, gaan ek my onsigbare uitrusting aantrek. Nie een van hierdie wat julle hier kan sien nie. En wie van julle kan raai watter uitrusting is dit? Kan iemand my dalk sê? Om my gereed te maak vir die week. Ek
kan nie sonder nie. Enige iemand? Ja, ook, baie dankie. Nog iets, dis 'n hele uitrusting, julle. Die wapenrusting. Amen. Is dit wat jy weggesê het, Sannie? Daar sê. Ek sal aan die begin van die week op 'n maandag aantrek vir die stryd. Ek sal sorg dat my wapenrusting altyd gereed is in my kas, want ek kan nie gaan oorlog voer sonder die wapenrusting nie. Kom ons lees dit in Efesiërs 6 vers 13 tot 17. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. So ek kan nie my week as 'n Christen begin sonder my wapenrusting nie. Dit is die belangrikste kledingstuk in my klerekas, alhoewel hy nie hier sigbaar is. Dinsdag sal ek my rooi klere aantrek. Op hierdie tweede dag van die week, dink ek, moet ek al die blink en oordadige klere, soos Josef se vertoonkleed, afsteel. Ek moet myself ondersoek en kyk of daar iets in my lewe is wat tussen my en my geliefde staan, of tussen my en my God. Dan moet ek afstand doen daarvan. Ek moet myself stroop. Jesus sê in Jesaja 1 vers 18, kom ons lees dit gou. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, so sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Is dit nie 'n pragtige belofte wat hy gee nie? So dit, my rooi klere, wat ek Dinsdag aantrek, herinner my dat my sondes partykeer so rooi is, soos hierdie klere. Woensdag, kleed van nederigheid. So sal ek aantrek, Woensdag. Johannes die Doper se klere was van kameelhaar gemaak. Hierdie is nou wel nie kameelhaar nie, weet nie waar ek 'n kameel in Johannes sou kry nie. Hierdie is 'n bokkie se vel. Wat ek net daarby wil sê is, ook baie eenvoudige klere. Net daar vir die bedekking. Niks spietlantantjies nie, niks om mense se aandag te trek nie. Absoluut net om jouself mee te bekleed. Lees saam met my in 1 Petrus 5 vers 5 en 6. Net so met julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed gekleed in onderdanigheid aan mekaar. Die ou vertaling sê in nederigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek het die Here se genade nodig op 'n Woensdag en daarom moet ek my kleed van nederigheid aantrek. Donderdag
weet nie met julle nie, met my gaan dit so, sit ek al in sak en as. Ek verstaan nou waar daai Afrikaanse gesegde vandaan kom. Sy sit in sak en as. Ek moet diepe berou hê oor my sondes. Ek moet voor God kom sit. Al wat ek moet aanneem is my sak. Daar moet niks anders wees wat tussen my en hom staan. Wat ek dan moet doen, is, ek hoef nie as te vat en op my kop te strooi, soos in die Bybelse tyd nie. Maar ek dink wat ons kan doen, is ons kan al ons sondes op 'n stukkie papier neerskryf. As jy dit neergeskryf het, vat 'n vuurtjie, steek dit aan die brand, verbrand dit, sodat dit nie te hoop die as is. Vat dan daardie as en gaan gooi dit weg. Gaan strooi dit oor jou tuin, of waar jy ook al wil op die as hoop, sodat jy dit nooit weer daar kan uithou. Want dit is wat God doen met ons sondes. Hy neem dit heeltemal weg van ons af. Dan hoef ons nie verder so rond te doen. Teen die tyd wat ek by Vrydag kom, en nadat ek al my sondes bely het en weet dat dit afgelê is, moet ek sy kroon dra. God het Israel beloof dat hy hulle weer soos 'n suurlike kroon in sy hand sal hou. Op hierdie dag, hierdie Vrydag, sê ek vir myself, in Jesus is ek 'n erfgenaam van die koning. Van nou af gaan ek leef soos 'n koningskind. Hierdie kroon is die simbool daarvan. En dan kom ons by sy. Skoon gewas. Ek trek my spierwit klere aan, om my aan my verlosser te herinner. Ek sonder myself af en ek bid. Ek dank God dat ek lig voel in my wit klere. My skuldlas is betaal. Ek is skoon gewas. Kom ons lees Openbaring 19 vers 14. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Die ou Afrikaanse vertaling sê, die wat sorg dat hulle wit klere gewas is. As hulle wit klere nie gewas is nie, dan het hulle nie reg op die boom van die lewe nie. Sondag kom ek na my gunsteling kledingstuk in my kas. Het elkeen van julle ook 'n gunsteling kledingstuk? Ek weet my man het selfs tot 'n gunsteling hemp wat hy elke dag verwag. My gunsteling kledingstuk is my ou vertroude jas. Ek gaan nêrens sonder die jas van my. As ek op reis gaan, as ek gaan kuier, as ek op vakansie gaan my jas saam. En weet julle wat? Christus se teenwoordigheid is soos 'n ou vertroude jas. Ek moet hom so elke dag saam met my dra en sy liefde ook. Dit is wat hy wil doen. Hy wil vir ons sy boekleed gee. Hierdie verteenwoordigende boekleed. Ek het baie klere onder die boekleed aan. So hierdie is my boekleed. Hierdie is Jesus Christus se geregtigheid. Ek kyk as ek hierdie jas aan het, heeldag wie ek met sy liefde kan bedien. So ja, daar het ek nou my uitrusting vir die hele week met julle gedeel.
my Christelike klerekas. En ja, ek het nog nie my uitrustings vir die huwelike later vanjaar gekry nie, maar my gebed is vir myself en vir u vandag, dat ons sal toerus met die nodige klere in ons Christelike klerekas, sodat ons altyd bekleed kan wees en sal wees met Jesus Christus, en daarom gereed sal wees op daardie dag as hy op die wolke verskyn. En dat ons nie bekommerd hoef te wees oor ons bruilofsklere, wat die bruidegom self vir sy bruid sal aantrek. Liewe Heer, baie dankie dat ons nou weet watter klere in ons Christelike klerekas moet wees. Gee dat ons in hierdie komende week moeite sal doen met die bemoeienis sal maak met die, sodat ons kan leer om meer en meer soos U te wees, Here. Help ons om elke dag ons te bekleed met U en dit dan uit te dra na ons geliefdes en die mense rondom ons. Here, dat U sal word soos 'n ou, vertroude, verweerde jas vir ons, en dat ons nie een tree sonder dit sal gaan, dat ons dit elke dag sal aftrek. Seën asseblief die res van ons verrigtinge vandag, die Sabbatskool wat nou gaan volg, en daarna die erediens. Bly by ons, Here. Hou ons getrou, hou ons naby aan U, is my gebed in Jesus'